Welkom in my Afrikaanse klas. Ons is besig met die roman of novelle Die Ongelooflike Avonture van Hannah Hochem. En dit is spesifiek vir graad 12. Vandag gaan ons kyk na tyd en konflik en ruimte in hierdie les. Ek wil net 'n ander kleur kry want ek wil nie met julle beklei nie. So, hier is ons prentjie van die gesin, net om julle weer daaraan te herinner. So die eerste ding waarna ons gaan kyk is die tydlyn. Waar pas hierdie storie in die tyd in? Die storie begin met vooraf inligting oor die saamgestelde gesin. Nou as julle net terugkyk na die vorige les wat ons opgeneem het, dan sal julle daai prentjie onthou wat ons vir julle geteken het van hoe die gesin saamgestel is. Die groot ding wat nou hier ter sprake kom, is Mana en Beyers het nog nooit 'n witbrood vakansie gehad nie. Wat is 'n witbrood? 'n honeymoon. So, Mana wil baie graag hê, die gesin, die saamgestelde gesin, moet saam gaan vakansie hou. Soort van as deel van hulle witbrood, sodat die mense wat hierdie gesin opmaak, mekaar beter kan leer ken. So haar doelwit is die gesin moet mekaar beter leer ken. So daarom reël sy 'n vakansie van 2 weke, oorgeset synde 14 dae, op die berg. Dis 'n verlate plek op 'n berg. Dis anderkant Piketberg. Nou okay, ons kom later daarby, dan sal ek dit vir julle wys. So hier kry ons 'n klomp insetsels waarin Fabienne baie na vore kom. So ons kan sien aan die begin van die storie is Hannah regtig ongelukkig. Sy's gestres oor hierdie vakansie wat voorlê. So die alter ego, die persoon in wie se lewe dit alles perfek is, figureer verskriklik baie aan die begin van die storie. So kom ons gaan aan. So, ekskuus, laat ek net gou dit sê. Daar's 'n tyd waar ons sien waar die gesin vandaan kom, en dan is daar die soort van die hele ding van die vakansie. Die res van die storie speel af in die berg, die 14 dae wat hulle op die berg vakansie gehou het. Goed, konflik, baie konflik. Gelukkig was daar nie konflik tussen Beyers en Mana nie, die ma en die stiefpa. Hulle het mekaar regtig ondersteun, was baie lief vir mekaar, het goed oor die weg gekom. Maar daar was baie fetus. Fetus is fighting, van die sibbe. Now that's a new word for you. That's meaning broers en susters. So, Hannah en Jan het nogals baie keer woorde gehad, want hy het haar net geïrriteer, en ek dink sy het hom ook geïrriteer. En Thibaut en Amos, albei 8 jaar oud, was net soos 'n storm deur alles. Hulle het verskriklik beklei. Daar was ook konflik tussen Mana en Hannah. Kom ons skryf net die name daarin, dat julle nie deur mekaar raak nie. Onthou, ons het toe ons begin het met die karakter
les het ons gesê, Hannah was skaam vir haar ma. En haar ma het gevoel, Hannah moenie lyk en wees soos al die tienermeisies nie. Onthou, ons het gesê, Mana veg so bietjie teen die konvensies. She doesn't like stereotypes, and she didn't want her daughter to be a blueprint of all the teenagers around. Hannah en haar pa, Gavin, het ook maar 'n bietjie konflik gehad. Hy was onbetrokke in haar lewe. He was not involved in her life as she grew up. The fact that he was gay, that he was different, created a lot of conflict for Hannah. And then here we talk about Margot en Jan en Amos. Daar was ook baie konflik en spanning tussen hierdie karakters. Amos het verskriklik verlang na sy ma. Jan, I think, was a bit angry at his mother. Hy was kwaad vir sy ma oor dat sy hulle gelos het. So daar's baie wrywing, kom ons sê, ek gaan vir julle die woord neerskryf. Daar was baie wrywing tussen die karakters, wat natuurlik 'n lekker storie maak. So kom ons kyk wat gaan aan verder. As ons kyk na al die krisisse, the crises of the story, there's quite a number of them, of which the first one is this wittebrood vakansie wat Mana wou gehad het. Now, wittebrood is usually something that you do straight after you got married, and here she is far away in her pregnancy, and now this whole conglomerate of people. Goed, die berg op die huis, die huis op die berg, verskoon my. Die huis op die berg waar hulle nou gaan vakansie hou. 'n verlate, so it's a lonely place. Now can you imagine 3-4 teenagers when Sharon comes with, and these 2 boys, no electricity. So there's no TV, there's nothing. And on top of it, the roof is leaking. So net die plek in sigself is 'n krisis. Kan jy nou dink? Just put yourself in that situation. On a mountain, no electricity, roof leaking. Would you be happy? Okay. Then there's a thunderstorm, a donderstorm, and terrible rain. So they are cut off from the outside world. And that causes a lot of problems for Margot, for Gavin, for Sharon, because she can't contact her parents. And then, of course, the baby is being born. So it's a bit of a nightmare. Sharon's parents can't make contact with her. Margot, who is in South Africa for her TV debut, she can't get to Joburg because the roads are cut off. And then, of course, one of the other crises is the fact that the baby is then born on this mountain without electricity. And it sets the scene for quite a story. Goed, waar speel die storie af? Ons kan ook sê die ruimte of die milieu. Oops. Wait, let me just redo this so that you can see what I'm writing. I'm very sorry about that, guys. Milieu. So die plek. 2 plekke. Die een is die gesinshuis.
So it's the house in which Hannah and her family stays in Cape Town. Now, you can imagine the problems to now all of a sudden get a house with enough space for Beyers, Mana, hulle nuwe baba, Jan, Hannah en die twee seentjies. So they really looked hard to find the right place, and eventually they found this kind of a dilapidated place that they realized, okay, this is where they now have to make their home. Dis 'n nuwe ou gesinshuis aan die gatkant van die berg in Kaapstad. So that's the one area, the one place where the story plays out. And then, of course, on the other hand, we have this lonely holiday house on a mountain close to a little town in the Western Cape called Piketberg. Piketberg. All right. And that is what I have with regards to die tyd, die konflik en die ruimte. Ek hoop dit help vir julle die storie so 'n bietjie beter verstaan tot ons mekaar weer sien.